toetrede gesang begin uit gesang 164, gesang 164 om onsself net 'n oomblik voor te berei vir ons erediens. So ons gaan toetrede gesang, gesang 164, vers 1 en 2, waarna u kan bly staan vir die fotum en die seën. Ons lees in Psalm 23, U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Broers en susters, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Ons antwoord op die Here se seën met 'n lofgesang en ons sing saam met gesang 200, vers 1 en 2, en daarna kan u sitplekke inneem. Ons leer en hoor iets van God as ons saam lees uit die wil van God en hoe Jesus Christus ook eintlik 'n voorbeeld vir ons was uit Markus 3 vers 31 tot 35. Die opskrif van hierdie gedeelte is: wie is Jesus se familie? Sy moeder en sy broers het toe gekom. Hulle het buite bly staan en 'n boodskap na hom toe gestuur om hom te roep. 'n menigte mense het rondom hom gesit.
hulle sê toe vir hom, kyk, die moeder en die broers en die susters daar buite soek u. Maar hy sê vir hulle, wie is my moeder en wie is my broers? Hy het die mense aangekyk wat in 'n kring om hom sit en gesê, hier is my moeder en hier is my broers. Elkeen wat die wil van God doen is my broer en my suster en my moeder. En dan, broers en susters, lees ek vir ons verder uit Markus 8 uit, vanaf vers 34. En hier handel dit om uiteindelik oor hoe en wat dit beteken om Jesus te volg. Jesus het die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry, maar jou lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as die Vader. Broers en susters, kom ons sing oor die God waarin ons ook glo as belydenis uit Gesang 260. Gesang 260 vers 1, vers 2, vers 6 en vers 7. En daarna kan u weer sit.
Broers en susters, vandag se preek gaan dalk so 'n bietjie anders wees. Want ons gaan nie na 'n spesifieke teks kyk en dit ontleed en eintlik 'n bietjie hoor oor die teks nie. Maar ons gaan tog wel 'n teks lees en dan gaan ons by 'n baie belangrike saak stil staan om oor na te dink. En ek dink dit is iets wat geweldig onder druk kom en ons almal voel dit. En wanneer ons eintlik ook in hierdie jaar oor ons gemeente gaan praat en waarheen ons op pad is met ons gemeente en waar ons onsself sien, dan is die kerk 'n saak eintlik van belang. Dan is die kerk en hoe ons oor die kerk dink 'n baie belangrike ding waaroor elkeen eintlik moet gaan dink oor. En ons hoor keer op keer dat mense vir ons sê, die kerk is nie meer soos wat dit was nie. Die kerk moet verander en die kerk moet nie dink. En broers en susters, aan die een kant is dit waar dat ons in 'n tyd lewe waar mense nie noodwendig ongelowig is nie. Maar waar hulle dood eenvoudig net nie meer waarde aan die kerk heg nie. Waar hulle dood eenvoudig net nie meer die waarde van kerk en die gemeenskap van die kerk sien nie. En dan moet ons eerlik vir mekaar sê, die kerk het baie foute. Ek het al persoonlik partykeer gedink dat die kerk is die een plek met die meeste foute dalk en die plek waar ons baie dinge verkeerd doen en mense soms kwaad maak. Maar met al haar foute en met al haar tekortkominge bly die kerk vir ons die kerk wat Christus dien. Bly die kerk wat Christus saamgeroep het met 'n bepaalde doel binne in ons tyd, in ons era en die gemeenskap waarin ons is. Die kerk bly 'n gemeenskap van mense wat saam God aanbid en bely dat hy ons verlosser is. Dr. Marva Mitchell, en jy het dit al baie keer by my gehoor, as ek gepreek het 'n Afrikaanse gesegde gebruik, "It takes a village to raise a child." Maar broers en susters, ons village, ons gemeenskap, het korrup geraak. Ons gemeenskap het gebroken geraak. Ons gemeenskap het mense geraak wat nie omgee vir mekaar nie. Wat onbetrokke is. Wat elkeen vir hulle self is. En dan gaan sy verder wanneer sy sê, "It takes a village to raise a child," en ons gemeenskap wat so gebroken geword het, dan sê sy verder, "But it will take a church to raise a village." It will take a church to raise a village. En uiteindelik hoe meer kerke eintlik uit die samelewing uit verdwyn, hoe meer kerke stiller raak in hierdie gebroke samelewing, hoe stikkender word ons samelewing. Hoe meer gebroken raak ons mense. Hoe meer word dit elkeen net vir hulle self. En voordat ons verder gaan, wil ek hê ons moet saam vanoggend lees uit Psalm 84. Psalm 84, en jy kan dit ook op die bord saam met my volg. Vir die koorleier met musiek van die koragiete, 'n psalm. Hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige. Ek versnag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by die altare. Here, Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek
en die vroeë reën sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag, totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here, almagtige God, hoor my gebed. Luister tog van God van Jakob. Sien tog om na die koning, ons beskerming, o God. Hou u gesalfde onder u sorg. Waarlik, een dag in u tempel is beter as 1000 daarbuite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here, almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Tot sover ons skriflesing. Broers en susters, in die week waar ons saam praat en saam dink, ons is so 'n gemeente predikante forum wat ook saam praat oor kerkwees, het ek die boek van Kerry Nieuwhof gelees oor die kerk. En uiteindelik sê hulle vir ons dat kerke wat gaan groei, kerke wat eintlik 'n verskil gaan maak in die toekoms, gaan gemeentes wees wat uiteindelik hulle verstaan van kerk wees en hulle verantwoordelikheid ten opsigte daarvan gaan kan nakom. En nie net gaan kan nakom nie, maar met mekaar gaan kan praat daaroor. En uiteindelik met die wêreld oor kerkwees gaan kan praat. En nie net praat nie, broers en susters, dit help nie, ons praat net hier oor kerkwees nie, maar uiteindelik moet ons ook kerkwees gaan doen. Uiteindelik moet ons mekaar se hande vat om die kerk van die Here sterk te maak. Uiteindelik is ons die mense wat die kerk gaan moet opbou. En die eerste saak, broers en susters, waarna gemeentes gaan moet kyk wanneer ons oor kerkwees praat en hoe ons die kerk kan opbou, is natuurlik konflik. Want waar mense met mekaar te doen het, is daar altyd bietjie konflik. Maar konflik is belangrik in verhoudings. Uiteindelik word die belangrike ding wanneer ons oor gemeente en kerkwees praat, oor hoe ons gemeente konflik hanteer. Hoe ons groei in hierdie konflik, of hoe ons stagneer in dit. Waar mense is verskille. En ons weet dit is nie anders by ons eie gemeente nie. Maar broers en susters, niemand hou daarvan om by mense te kuier waar daar die heeltyd konflik is, of waar mense die heeltyd negatief is nie. Waar daar heeltyd 'n gestoei en 'n gestry onder mense is nie. En daarom word ons ook uitgenooi om ons konflik te hanteer op 'n Bybelse manier. Dink maar net aan Gesang 284 wat ons al baie kere gesing het. Laat deur u vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar u liefde bring. Leer my om soos u te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander u al meer in my kan sien. Ek hoor broers en susters dat gemeentes wat oor kerkwees praat, moet konflik in die gesig kan staar. Maar ons moet altyd vra, hoe hanteer ons hierdie konflik? In die tweede plek kan ons help bou aan die kerk, nie deur in die verlede te leef nie. En ek wil dit weer mooi herhaal. In die tweede plek kan ons help bou aan die kerk, deur nie in die verlede te leef nie. Maar eerder uit die verlede uit te leef. Nie in die verlede nie, maar uit die verlede uit. Want om in die verlede te leef beteken dat alles wat ons nou doen en alles wat ons nou praat oor in die toekoms eintlik net sleg en boos is. En dat alles van die verlede reg was. Wanneer ons bloot 'n museum van die verlede word, kan 'n mens uiteindelik nie die oes van die koninkryk van God lewer nie.
Ja, broers en susters, wanneer ons terugkyk na die goeie ou dae, dan moet ons dit vat wat gewerk het, dit verander wat moet verander word, om ook die toekoms aan te pak. Ons moet die goeie dinge vier van die lewe, om die Bybel te lees en daaruit te leef, beteken ook dat 'n mens teruggaan na die verlede toe. Maar ons moet uiteindelik dit vat wat ons geleer het en ons moet saam bou aan 'n toekoms saam met mekaar. In die derde plek sê dit vir ons dat gemeentes wat groei, is gemeentes wat ontslae raak van onaangename reisgenote. En dit klink dalk 'n bietjie vreemd as ons sê ontslae raak van onaangename reisgenote, maar wat hiermee bedoel word, is mense wat wil deel wees van hoop, mense wat wil deel wees van die goeie nuus, mense wat hierdie doel van die evangelie van Christus bereid is om met ander mense te deel. Mense wat bereid is om mekaar se hande te vat, om uiteindelik die uitdagings wat die lewe vir ons gemeentes bied, saam aan te pak, planne te beraam, om 'n beter gemeenskap uiteindelik te maak. Ons lees in die geskiedenis van Handelinge oor die begin van die Christelike kerk, en ons lees dat God het hulle getalle meer en meer gemaak. God het self die kerk geplant en gesorg dat mense deel wil wees van die kerk. Omdat hulle positief was oor die boodskap van Christus. Omdat hulle vir mekaar omgegee het. Omdat hulle saam met mekaar by mekaar gekom het. En broers en susters, gaan lees die Bybel graag. Dit was ook nie vir hulle maklik gewees nie. Maar hulle het die keuse gemaak om aan mekaar vas te hou. Hulle het die keuse gemaak om aan God vas te hou. Hulle het die keuse gemaak om planne saam te beraam hoe om steeds in die gemeenskap die goeie nuus van God te verkondig. In die vierde plek is gemeentes wat groei, nie gemeentes wat na binne gerig is nie. Om aan mekaar vas te hou hier binne is 'n goeie ding. Maar dit is 'n goeie ding tot op 'n punt waar 'n mens glad nie eintlik iemand van buite af meer wil inlaat nie. Jesus sê vir ons in Matteus 28 iets hieroor. Hy sê vir ons, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Ga na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle in al die dae tot die volëinding van die wêreld toe. Broers en susters, ons hoor iets van die gedagte wat Jesus het met 'n geloofsgemeenskap, met 'n gemeente. Kerkwees is eintlik iets soos asemhaal. Jy kan nie inasem sonder om ook uit te asem nie. 'n Kerk wat net inasem en vashou sonder om uit te asem, is 'n kerk en 'n gemeente wat eintlik versmoor. En daarom, broers en susters, is ons selfs ons Facebookblad, ons kospakkies wat ons aan behoeftige gesinne uitdeel, ons kosprojek by Laerskool Klipfontein, selfs ons waterverkope en closet treasures, alles bedieninge en krities belangrik om ook te praat oor 'n gemeente se verstaan van kerkwees na buite. Hoe ons die gemeenskap uiteindelik kan dien op verskillende maniere. In die 5de plek kan 'n mens daarteen waak om te dink dat die huidige kultuur wat om ons is net boos en sleg is. Een van die grootste uitdagings van kerkwees, dink ek, is om die massiewe kultuurverskywings te omarm wat plaasgevind het. En hier bedoel ek, broers en susters, nie
oor menslike kulture nie, maar bloot die kultuur oor hoe ons dinge doen. Vandag, en eintlik in COVID-tyd het ons eie gemeente so 'n kultuurverskywing gemaak. Bloot die feit dat ons eredienste opneem en uitstuur in die wêreld in, is klaar 'n kultuurverskywing oor hoe 'n gemeente eintlik doen en werk. 'n Kultuurverskywing ten opsigte van tegnologie. Dink byvoorbeeld daaraan om ons eredienste op te neem en uit te stuur in die wêreld in, beteken nie dat ons nie graag die mense ook hier in ons gemeente wil hê nie. Dit beteken bloot dat ons ook dink aan wie anders daar buite wat dalk nie deel is van ons gemeente nie, ook ons boodskappe kan hoor. Ook die goeie nuus te kan hoor van Jesus Christus. Die kerk en gemeentes wat oorleef in die 6de plek, moenie bang wees om nuwe dinge te waag nie. En vir baie mense is nuwe dinge vreemd. Vir baie mense is dit bang om nuwe dinge te waag. En ons sal dikwels baie keer eers alles uitredeneer en navorsing doen en 'n komitee stig om dit eers te ondersoek. Maar uiteindelik, wie nie waag nie, sal nie wen nie. En daarom, broers en susters, moet 'n mens leer om ons besluite en ons prosesse 'n bietjie vinniger te maak somtyds. En dit is baie belangrik in die proses om mekaar te vertrou. Mekaar te vertrou dat daar wel die regte besluite in daardie situasie geneem sal word. Mekaar te vertrou dat ons mekaar se hande kan vat. Ons moet leer om in hierdie proses van besluitneming mekaar vas te hou en minder te kritiseer. Ons moet weet wie se hart vir die koninkryk van God klop, soos ons harte klop daarvoor. Want op hierdie pad, broers en susters, kan ons mekaar eerder motiveer, kan ons mekaar bystaan, kan ons besluite neem wat ons kerk uiteindelik sal laat groei. En ons moet baie versigtig wees om nie in die slaggat te trap van meer praat as doen nie. Jesus is juist vir ons so 'n voorbeeld. Jesus het partykeer eers gedoen en dan gepraat. Jesus het vir ons 'n voorbeeld kom stel dat doen baie keer belangriker is as praat. Hy tel 'n kindjie op sy skoot en druk hom en sê iets van sy liefde vir kinders. Hy gaan eet saam met 'n tollenaar en sê iets van sy omgee vir mense wat deur ander verwerp word. Een van die groot uitdagings van kerkwees vandag is mense wat bereid is om hierdie dinge saam met ons te doen. Hande beskikbaar te stel om 'n verskil te maak in ons gemeente en in ons gemeenskap. Mense wat partykeer eers doen en dan praat. Mense wat nie praat oor die lig van Christus nie, maar self die lig van Christus sal wees. Mense wat nie net praat oor mense van nood nie, maar ons kom help om wel 'n verskil te maak in daardie nood. Mense wat nie net praat van kerk en gemeente wees nie, maar mense wat dit doen daar buite. Ons lees van die eerste gemeentes wat vir mekaar omgegee het. 'n Gemeente gaan partykeer dikwels swaar trek as 'n mens nie vir mekaar omgee nie. As ons nie mekaar vashou nie. As ons bly praat en praat,
oor hoe om gemeente te wees, maar ons is nie bereid om dit daar buite te wees nie. Broers en susters, dit is gevaarlik vir 'n kerk om te dink dat hy nie foute het nie. Dit is gevaarlik vir 'n kerk om te dink dat hulle alles reg doen. Omdat ons kerke uit mense bestaan, doen ons nie alles reg nie. Maak ons foute, maar ons moet leer om ook jammer te sê. Ons moet leer om reg te maak. Ons moet leer om te vergewe. Want die kerk en 'n gemeente bly 'n gemeenskap van gelowiges. En partykeer wil ons voorgee dat ons hierdie perfekte gemeenskap van gelowig is. Maar ons is nie volmaak nie. Ons is nie volmaak nie en ons moet mekaar se onvolmaaktheid ook bereid wees om te omarm. Was dit nie die geestelike leiers van die Bybelse tyd wat eintlik ook maar vir Jesus gekruisig het nie? Wat gedink het hulle is so hoogmoedig soos ander mense dat mense nie wou vereenselwig met die kerk nie. In die laaste plek, broers en susters, gemeentes wat groei, is gemeentes wat fokus op God. Gemeentes wat God gefokus leef. En nou kan ons so baie besig raak met die kerk en die kerksisteme en die kerk se goed, dat ons vergeet aan wie die kerk behoort. Dat ons vergeet van God se roeping. En baie van die mense daar buite en in die wêreld raak so gefokus op die persoonlike lewe en die wêreldse dinge daar buite, dat hulle vergeet dat God die een is wie alles geskape het. Dat God die een is wat genadegawes gee. Dat God die een is wat partykeer vir ons gee, die gawes gee om suksesvol te wees ook. Ons kerk moet ook onthou dat ons 'n kerk van God is en dat hy 'n doel het met ons. En as ons uiteindelik, broers en susters, sê dat ons gelowiges is en dat ons deel is van hierdie kerk van Christus, en ek praat nie net van ons gemeente nie, ek praat in die breë kerk, maar dat ons deel is van die kerk en van gemeente Suidoos Witbank, dan moet ons aanhoudend met mekaar praat oor wat is kerk vir ons. Want om 'n groeiende kerk van die Here te bly, moet ons met mekaar praat oor konflik. Moet ons leer uit ons verlede uit en kyk na die toekoms. Moet ons waak daarteen om op ons eie behoeftes te fokus, maar eerder op die behoeftes van mense in nood en wat ons gemeenskap nodig het. Moet ons vrede maak met goed wat anders gedoen word, want dit is 'n groot kultuurverskuiwing wat plaasvind. Moet ons nie bang wees om te waag nie. En moet ons uiteindelik bereid wees om besluite te neem wat uiteindelik God se koninkryk sal uitbou. Moet ons aanhoudend vir mekaar ook vra, wat dink ons is God se doel vir ons gemeente? En partykeer hoor ons ook verskillend oor wat ons dink ons moet doen. Maar ons moet bereid wees om saam met mekaar vas te hou. Ons moet bereid wees om ons harte oop te maak. En ons moet hoor dat ons kerk ook uiteindelik in God se hande is. Maar broers en susters, om vir mekaar te sê, ons gemeente en ons kerk is in God se hande, beteken nie ons kan net agteroor gaan sit nie. Dit vra van ons waagmoed. Dit vra van ons om partykeer die stem te wees waar ander stil bly. Dit vra van ons om partykeer op te staan waar ander nie bereid is om dit te doen nie. Ons moet leer om meer te doen en partykeer minder te praat. Ons moet partykeer meer saam met mekaar stil word
en hoor wat God vir ons sê. Mag ons in Suidoost-Witbank hierdie jaar wat voorlê 'n God-gefokusde gemeente wees. Om saam te hoor wat God vir ons wil hê. Om saam te hoor wat God wil hê ons moet 'n gemeenskap wees. Maar mag u as gemeentelede ook kom en kom sê, ons is bereid om saam hierdie verskil te maak. Mag dit vir ons elkeen so wees. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons in u huis kan bymekaar kom. Here, elkeen wat hier is vanoggend, elkeen wat inskakel vanoggend, elkeen wat dalk later hierdie boodskap gaan hoor in die week. Here, ons elkeen het 'n behoefte om te hoor wat u vir ons wil sê. Ons elkeen het 'n behoefte aan 'n geloofsgemeenskap. Here, ek bid dat u ons sal bereid maak om ons hande en harte oop te maak. Om daar waar nood is te doen wat ons kan doen. Ja, Here, of dit op 'n finansiële vlak is, en of dit met hulp is, en of dit hoe ook al is. Ek bid dat ons elkeen ons gawes in ons gemeente sal gebruik, Here, om groter te groei, soos Jesus is. Leer ons, Heilige Gees, en lei ons, sodat ons die werk van die kerk sal doen. Help ons om aanhoudend met mekaar te praat as gemeente oor wat die kerk vir ons is en beteken. Want Here, tog is hier steeds onder ons 'n behoefte om kerk te wees, om gemeente te wees. Ek bid, Here, dat u elkeen van ons sal gebruik waar u ons nodig het, sodat ons nie net sal met mekaar praat nie, maar dat ons ook die verskil sal wees wat die kerk moet wees. Vader, dankie vir ons lidmate. Dankie vir mense wat u self ook gestuur het om deel van ons gemeente te wees. Dankie dat ons nog steeds saam met mekaar 'n verskil kan maak. Ons bid vir ons lidmate wat siek is in hierdie tyd. Here, as dit u wil is en op u tyd genees hulle ook elkeen soos hulle behoefte is. Ons bid vir ons lidmate wat dalk depressief is, Here, en wat worstel met so 'n siekte. Ons bid vir lidmate wat wonder oor die toekoms van die kerk en nie eintlik meer 'n toekoms sien in die kerk nie. Ons bid ook dat u hulle harte en hulle ore en hulle oë sal open om deel te wil wees van 'n geloofsgemeenskap. Vader, dankie dat ons altyd na u toe kan kom en kan weet dat u na ons luister. Al voel dit vir ons partykeer of ons gebede teen die plafon vaslaan. Wanneer ons terugkyk op ons lewenspaaie, Here, dan was dit vir elkeen wat hier vanoggend sit, moeilike, vreugdevolle, swart paaie ook soms. Maar Here, dankie dat ons kan sien dat u ook vir ons mense gegee het om ons te ondersteun. Om ons vas te hou. Om ons te help wanneer ons nie meer weet watter kant toe nie. Heilige Gees, maak ons ore oop vir mense in nood, sodat ons ook daardie mense kan wees wat kan help dra, kan ondersteun en kan omgee vir mekaar. Ons bid dit, Here, omdat ons weet dat u vir ons sal toerus met krag en met genade,
En omdat ons weet, U genade is vir ons genoeg. Amen. Broers en susters, as slotgesang gaan ons vanoggend sing, Gesang 527, Gesang 527 vers 1 en vers 2, en met toestemming en so, is daar al gesê dat die woord werk, die werk behoort aan U, o Heer, kan vervang word met kerk, die kerk behoort aan U, o Heer. So in vers 1 waar daar werk staan, gaan ons die woord vervang met kerk. Dit is net nie beskikbaar tans op so 'n slideshow nie, maar ons gaan dit so sing. So daar waar werk staan in vers 1, vervang ons die woord met kerk. Gesang 527, vers 1 en 2, waarna U kan bly staan vir die seën. Na die seën sing ons spontaan vonk 277, al 3 die verse. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.